Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer hoe om 'n reguit lyn te skets deur middel van die dubbel afsnit metode, soos wat jy dit vind in die graad 9 syllabus. Nou waaroor gaan die dubbel afsnit metode nou eintlik? Dit gaan daaroor dat ons die x-afsnit gaan bereken, soos jy hier kan sien, en ons gaan die y-afsnit bereken. So, kyk gou op die grafiek, daardie is die y-as, hierdie is die x-as. So met ander woorde, ons gaan dan daardie punt, dit is die x-afsnit, en ons gaan daardie punt, dit is die y-afsnit, bereken. Nou, hierdie rooi puntjie, die punt -1, weet jy dat hy as 'n koördinaat is die punt -1, 0. Sy x is -1 en sy y is 0. En dit bring my dan by die reël, hoe ons altyd die x-afsnit gaan bereken, is x-afsnit maak vir y 0. En dan as jy kyk na die y-afsnit, daardie punt, die groen punt daar, sy koördinaat is die punt 0, 1. Die x is 0 en die y is 1. So dit is altyd so by die y-afsnit. So om die y-afsnit te bereken, sê ons altyd y-afsnit maak vir x 0. En jy gaan sien, dit gaan vir jou baie werk spaar, want om 'n tabel te maak is 'n baie tydrowende proses. Nou bereken jy net daardie twee punte en jy gaan hulle verbind. Kom ons doen nou voorbeelde. Voorbeeld 1. Skets die lyn 2x plus y min 4 is gelyk aan 0 deur middel van die dubbel afsnit metode. So jy kan nou nie meer 'n tabel maak nie en jy kan ook nie die gradiënte afsnit metode gebruik nie, dis nou dubbel afsnit. So wat jy gaan doen is, jy gaan altyd die reël neerskryf, x afsnit maak y gelyk aan 0. En dan, daar is jou vergelyking, hy is nie in standaard vorm nie, maar dit maak glad nie saak nie. Al wat jy gaan doen, is jy gaan nou in y se plek 0 vervang, want by die x-afsnit is die y 0. So maak y 0 mooi in 'n hakie, en nou gaan jy net vir x oplos. So wat ek gedoen het, is ek die min 4 het oorgeloop, en nou het ek 2x is gelyk aan 4, deel met 'n 2, deel met 'n 2, so x is gelyk aan 2. En dan is die koördinaat daar, die punt 2, 0. So, as jy op jou skets kyk, daar het hy nou ingevlieg, daar is jou punt, die koördinaat 2, 0, en dit is die x-afsnit, want dit is die x-as. Dat ek net vir jou wys, daardie is die y-as. Dan, vir die y-afsnit, maak ons vir x 0, dis die reël. So daar is jou vergelyking, so nou gaan jy in x se plek 0 vervang, daar het ek dit gedoen, met 'n hakie, 2 mal 0 is 0, en dan gaan ek nou net vir y oplos, so die min 4 loop oor, en ek kry y is gelyk aan min 4. Ag, nie min 4 nie, plus 4, hy het oorgeloop. So die koördinaat is die punt 0, 4. As jy op die skets kyk, daar op die y-as, die y-afsnit, kry jy nou die punt 0, 4. Ek wil net vir jou wys, die x is 0, die y is 4. En dis dan al wat jy nodig het. So nou verbind jy net jou twee punte, en daar is jou lyn. En baie belangrik is jy moet die vergelyking van die lyn op hom skryf. 2x plus y min 4 is gelyk aan 0. So sien jy, hierdie dubbel afsnit metode maak jou lewe nou baie maklik, want nou hoef jy nie meer baie somme te maak en daai tabel te maak nie. As jy daardie twee punte het, dan kan jy jou lyn skets. Voorbeeld 2. Skets die lyn min 2x plus y is gelyk aan 6 deur middel van die dubbel afsnit metode. Goed, ons begin. X afsnit maak y 0. Dis altyd so. Jy skryf die vergelyking neer, en nou gaan ons in y se plek
0 vervang. So, binne in y se plek vervang ons 0, daarso. En ons gaan vir x oplos. So wat ek gedoen het, is net, 0 is nou weg, en nou gaan ek net sê, deel met min 2, deel met min 2, so x is gelyk aan min 3. En dan daardie punt as 'n koördinaat, is dan min 3, 0. So, kyk asseblief op die x-as, en daar het hy vir jou ingevlieg. En dit is die punt min 3, 0. Die x is min 3, die y is 0 daar. Dan vir die y-afsnit is die reël maak vir x 0. So jy vat jou vergelyking en nou gaan jy in x se plek 0 vervang. Kyk hoe mooi het ek dit gedoen met 'n hakie, min 2 maal 0 is niks, plus y is gelyk aan 6, met ander woorde, ons koördinaat is dan y is gelyk aan 6. En as 'n punt is dit die punt 0, 6. So nou kan jy op die grafiek gaan kyk, daardie is die y-as, en die punt is dan, daar het hy nou vir jou ingevlieg, dis die punt 0, 6. Die x is 0, die y is 6. En wat mens doen is, jy verbind jou twee lyne, jou twee punte, en daar is jou lyn, en 'n mens skryf die vergelyking op. Min 2x plus y is gelyk aan 6. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Voorbeeld 3. Skets die lyn y is gelyk aan 3x min 3 deur middel van die dubbelafsnit metode. So, ons reël x afsnit maak vir y 0. Binne in ons vergelyking, y is gelyk aan 3x min 3, gaan ons nou vir y 0 maak. Daar's y, maak hom 0, so dit maak nie saak waar hy staan nie, solank jy hom net 0 maak. Hierdie lyn, let wel, is in standaard vorm, maar dit het geen invloed nie. Ons gaan nou net gou vir x oplos, met ander woorde, die min 3 gaan oorloop, hy word plus 3, ons deel die 3 weg beide kante, en x is 1. So ons koördinaat van ons x-afsnit is die punt 1, 0. Die x is 1, die y is 0. So, kyk asseblief op die grafiek, daar is ons x-as, so daardie punt 1, 0 vind jy dan nou daar, en daar het hy ingevlieg. X is 1, y is 0. Die reël y-afsnit maak x 0. Dus, binne in jou vergelyking, y is 3x min 3, nou gaan jy in x se plek 0 vervang. Daar het ek dit gedoen, 3 maal 0 is 0, en ons kry y is 0 min 3, y is gelyk aan min 3. Dus, as 'n koördinaat is dit die punt 0 min 3. Kyk asseblief op die skets, daar is die y-as, so daar die koördinaatjie, daar die punt is dan daar by min 3, en dit is die punt 0 min 3. Die x is 0, die y is min 3. Ons verbind die twee punte, en ons kry 'n mooi lyn daar, en jy moet die lyn se naam op hom skryf, y is gelyk aan 3x min 3. Dis moes nou sommer baie makliker, as om so hard te werk om 'n tabel te maak. Voorbeeld 4. Skets op dieselfde assestelsel die lyne. Nou is daar 3. Die eerste ene, y is gelyk aan min x plus 1, en die lyn y is gelyk aan 2, en die lyn x is gelyk aan 3. Nou daardie laaste twee lyne, as jy nie weet hoe om dit te doen nie, gaan jy moet teruggaan na les 2 toe, want daar het ek vir jou spesiale lyne bespreek. Maar ek is nou by die dubbelafsnit metode. So, ons gaan. En ek wil vir jou sê, as die vraag nie spesifiseer wat 'n metode om te gebruik nie, moet hierdie jou go-to wees. Dis maklik. Later in graad 10, 11 en 12 gebruik ons eintlik net daai metode. Hierdie dubbelafsnit metode. So die reël, ons gaan nou daai lyn y is gelyk aan min x plus 1, gaan ons skets, daardie ene. Ons gaan sê,
X afsnit maak y 0. Dis die reël altyd. So, in y se plek vervang ons 0. 0 is gelyk aan min x plus 1. Los vir x op, ek het die x somme laat oorloop, so my x afsnit is dan die punt 1, 0. Kyk op die skets asseblief, daar het hy nou net ingevlieg gekom. En dit is die punt 1, 0. 'n Mens, 'n goeie wiskunde skryf jy altyd die koördinaat daar. Dis die punt 1, 0. Jy hoef nou nie x uit te skryf nie, ek wys nou net vir jou. Dan y afsnit maak vir x 0. Daar is ons lyn se vergelyking, ons lyn is in standaard vorm. Onthou jy nou weer wat sê ek as ek dit sê? Y is gelyk aan mx plus c. Dis daardie vorm. Dit beteken y is alleen, né? En positief, en sy koëffisiënt is 1. Maar nietemin, y is min x plus 1, y afsnit maak x 0, so in x se plek gaan jy 0 vervang, en jy sien y is gelyk aan 1, en daardie as 'n koördinaat is dan die punt 0, 1, want die x is 0 en die y is 1. Kyk asseblief op die grafiek, daar kom hy ingevlieg vir jou, die punt 0, 1, daar is hy, x en y, en jy kan die twee punte verbind, en daar is jou mooi lyn, en jy sit sy naam op. Y is gelyk aan min x plus 1. Kyk, ek wil jou iets wys. Gaan nog terug hier na hierdie stappie toe, waar hy in standaard vorm is. Onthou jy, ek het vir jou geleer in van die vorige video's, jy moet hulle kyk, nê? 'n Lyn wat se gradiënt negatief is. M is mos die simbool vir helling of gradiënt negatief. Daardie lyn hel oor so na die linkerkant toe. So ek was toe nou baie bly toe my lyn nou so lyk. Goed, die laaste twee goed wat ons gou hier moet doen, is ons moet die lyn y is gelyk aan 2 skets. En dit is 'n baie spesifieke lyn, en hy gaan deur die punt 2 daar op die y-as. En dis die lyn y is gelyk aan 2. Kyk les 2 van hierdie hoofstuk as jy nie seker is wat ek nou gedoen het nie. En dan ons laaste lyn is die lyn x is gelyk aan 3. Jy gaan na x toe, daar waar hy 3 is, en hy vlieg vir jou in. Dit is so 'n vertikale lyn, en jy moet sy naam opskryf, x is gelyk aan 3. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. In die volgende les vertel ek vir jou hoe om gradiënt, sowel as die snypunt van 2 grafieke te bereken. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem. Aan die regterkant sien jy die volledige playlist. Totsiens!